Brood is darm maar lekker. Ja, ek weet sekere dieete verbied jou hierdie heerlike stapel voedsel, maar ai, dit bly heerlik. So 'n volgevulde broodjie met kaas, ham en tamatie met 'n stukkie blaarslaai, net om jou te troos dat daar tog iets gesond ook is mos darm maar smol lekker smaaklik. Dis vervullende trooskos. Ag, en regtig, as dit nou om jou heupe gaan sit, is dit ook nie die einde van die wêreld nie. Brood is 'n sentrale tema in die Bybel en word 350 keer genoem. Dink maar aan die manna in die woestyn. Dink maar aan die ongesuurde brood en die vermeerdering van brode, die breek van die brood by die nagmaal en Jesus se uitspraak: Ek is die brood van die lewe. Jy het dit al baie gehoor, maar het jy al mooi gedink wat die woorde regtig vir jou beteken? Wanneer Jesus brood aan ons uitdeel, gee hy as dit ware iets van homself vir ons. Dis 'n gebaar van opregte, diep omgee en sorg vir ons as mens, vir my en jou. Om saam met iemand 'n broodjie te breek beteken dat ons om tafel gaan sit en met mekaar gesels, dat ons oop gaan wees vir ons menings, gedagtes, stories, dit met mekaar gaan deel terwyl ons kos geniet. Jesus kies om met die intieme gebaar van saam om die tafel met hom sit, 'n naby verhouding met ons te hê. Wanneer Jesus sê dat hy die brood van die lewe is, beteken dit dat hy ons geestelike honger, die leegheid in ons, met homself stil. Dat hy in ons wees wil bevestig dat ons 'n verlenging van hom is, 'n skepsel wat hy oneindig liefhet. Dit het my weer laat dink aan Jannie de Tooy se bekende liedjie. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood, wat liefde is. Lirieke met min woorde, maar die diepe betekenis van die krag van eenvoud, van dankbaarheid, aanvaarding en die geniet van die baie of min wat jy het. Miskien beleef jy dat God jou oorvloedig vul met sy genadebrood op verskillende vlakke. Maar daar mag ook tye wees wat jy voel of die lewe ook maar soms 'n paar skewe snytjies brood aan jou uitgedeel het. Hoe ook al, bid ek dat jy in elke dag die genadebrood sal raak sien en met dankbaarheid aan die slaap sal raak oor die groot baksels vreugde wat hy vandag weer vir jou gegee het. Ja, dalk is jou brood vandag met oorvloed lekkertes gelaai. Sien dit raak en proe dit. En as vandag 'n skewe snytjie brood is, weet dat jy ook dit sal hanteer. Dankie dat jy elke week saam met my 'n broodjie breek.